Maar jy praat so van Mark Lottering. Dis nie die eerste keer wat julle saamwerk nie. Jy het 'n paar van sy produksies reeds geregisseer en saam met hom gewerk. Ja, die afgelope 10 jaar. En soos destyds met Talib is daar 'n band tussen julle, verstaan julle mekaar goed? Baie goed, baie goed. Ons verstaan mekaar baie goed. Ja, ek het die regie gedoen van sy shows, soos Cape Flats with Love en Hallelujah en daai shows. Maar onlangs gewerk op 'n show met die naam van Three Wise Men, saam met Riyad Moosa en Nick Rabinowitz. Ja. En ek dink hierdie idee vir Some Like It Vrot kom daar uit. Hulle het 'n skets gedoen met Smiley en Fuad en 'n ou wat van Londen kom. Die doggie hier sit. En toe sien ek hierdie twee karakters en ek dink dit sal fantasties wees as ons, jy weet, iets so Some Like It Vrot skryf. Maar interessant nou, Mark ken ons. Christo Davids ken ons as baie ernstig en 'n baie goeie akteur. Ons het hom onlangs gesien, my naam is Ellen Pakkies. Ja. Wat heeltemal teenoorgestel is as 'n komiese musical. Ja, en hy het gespeel in Map Jacobs wat ek verlede jaar die regie gedoen het by Kunstekaap. En so ja, ek ken hom as 'n baie ernstige akteur, maar hy het my altyd gesê wat hy het gesê, David, ek wil in 'n musical wees man. Ek wil, ja. David van die musicals gepraat. As jy terugkyk oor die jare en ek wil nie terugkyk, ek wil hoe vergelyk Some Like It Vrot met die Cat and the Kings wat 'n groot sukses was, District 6, Poison, al die ander. Dink jy hierdie is die grootte? Wat is jou gevoel daaroor? Ek het 'n baie goeie gevoel. Ja, ek is baie opgewonde oor hierdie blyspel. Die verskil is musicals soos Cat and the Kings en District 6 het oor die geskiedenis gegaan. Dit plaasvind in die verlede. Hierdie een plaasvind in die Kaap vandag. En dit gaan nie oor die geskiedenis nie, dit gaan net oor die komedie en die Jy het soveel sukses behaal en ek weet ek moet nou nooit die kok die resep afvra nie, maar wat maak 'n goeie musical? Wat is die geheim? Verskeidenheid. Ja, ek dink om 'n musical te skryf, moet jy moet verskillende tipe songs kan skryf. Jy weet baie mense is liedjies skrywers. Jy weet mos self wat as jy nou liedjies skryf, maar jy moet 'n ballade kan skryf. Jy moet 'n komieklike liedjie kan skryf. Jy moet skryf vir 'n lig en skadu. Ja, daar's verskillende tipe songs. En die Some Like It Vrot open die 21ste Oktober in die Baxter en hardloop vir 'n hele paar weke, mense moet maar die pers dop hou. Maar die ander vir 'n paar maande althans, maar die ander groot storie, David, is jou biografie lê voor. Ja. En jarelank daaraan gewerk. Nie ek self nie, maar jou skrywers. Ja, my skrywers, ja. Hoekom die biografie nou? Het jy gedink dit is nou tyd om alles te boekstaaf? Daar het mense my benade oor die afgelope jare om so iets te skryf en ek het nie gedink is nou die regte tyd nie. Maar toe nou Tella Slabbert en David de Villiers my nou vra of hulle dit kan doen en ek het gesien wat hulle geskryf het oor my werk, was ek baie beïndruk deur hulle insig oor wat ek nou gedoen het oor die afgelope 30, 40 jaar. En so ek het maar gesê ja, ek het gesê okay, julle is die regte mense om dit te doen en hulle het baie hard gewerk daaraan. Ek gaan jou onregverdige vraag vra. Okay. As jy nou een reeltjie vir die omslag van jou boek moet skryf, David Kramer die biografie, en jy's 'n resensent, wat sê jy skryf oor jouself, oor jou lewensverhaal in daai boek? Oor my lewensverhaal? Wat sê jy sê? 'n merkwaardige talent? Nee, baie interessant. Nee, ek kan dit nie self sê nie, maar ek het so baie ondervind en dit is jy weet die pad loop op en die pad loop af en ek het al baie reg gekry en wonderlike mense ontmoet en saam met fantastiese mense gewerk. En jy het baie vreugde in ons lewens bygedra. Dankie. David, dankie vir die kuier. Alle sukses met die blyspel en met die boek en ons kom kyk. Julle moet